Dit lyk vanoggend dalk so 'n bietjie vir julle of dit Kersfees is, want ons het baie persente hierso. Ons het 5% hier vanoggend. En toe ek dit net so daar sien, toe dink ek aan Kersfees. Toe begin ek dink aan Kersfees. Wie van julle sien uit vir Kersfees geskenke? Ons almal. Ja, ek ook. En ek weet dit is nog lank, maar vanoggend het ons 'n bietjie van 'n idee oor Kersfees. Ek wil vir julle vra, waartoe wys ons Kersgeskenke? Waartoe moet al die Kersgeskenke wat ons vooruit sien en kry oor Desember, waartoe wys dit eintlik? Waartoe, nou wat 'n groot geskenk wys dit? Piet. Want Jesus het vir ons 'n groot geskenk gegee dat hy vir ons op die kruis dood gegaan het. Dit is die grootste geskenk wat ons ooit voor kon vra en 'n geskenk wat ons glad nie verdien nie. Ons verdien dit nie. Dit is wat Paulus nog die hele reis deur Romeine vir ons wil sê. Ek weet julle is in julle klassies gewees, maar vir al die groot mense wat hier gesit het en dalk is jy vir die eerste keer die hele brief van Romeine tot en met nou wil Paulus sê, ons maak dit nie. Ons is hopeloos sonder Jesus. En as julle na hierdie beeld kyk, wat nou daar gaan wees, amper daar gaan wees. So julle sien, ons sonde skei ons van God af. Ons sonde skei ons van God af en ons is hopeloos sonder Jesus. Maar Jesus het gekom en hy die lewe geleef wat ons nie kon lewe nie en dood te gaan vir ons sonde sodat ons weer 'n verhouding met God kan wees. So ons het die grootste geskenk wat ons ooit voor kon vra wat ons glad nie verdien. Ja. As Jesus nie vir ons gesterf het nie, sou ons as ons een keer sondig het ook op 'n kruis sterf. Ja, as Jesus nie vir ons gesterf het nie, al het ons net een keer sonde gedoen, sou ons nog steeds moes betaal het vir ons sonde. Amen, maar ons hoef nie, hoekom nie? Want Jesus het vir ons sondes gesterf, hy het die prys betaal, hy het vir ons gedoen wat ons nie vir onsself kon doen nie. Hy het vir ons gedoen wat ons nie vir onsself kon doen nie. En nog meer as dit, nie net is ons nou 'n verhouding met God nie, maar ons is nou deel van 'n nuwe familie. Die Bybel sê ons is deel van 'n nuwe familie en ons is nuwe skepsels. Kyk saam met die verse. Hier's 4 verse wat ek wil hê jy moet saam met my lees. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. So ons is nuwe mense in Jesus. Jesus se geskenk is nie net om ons te red nie, maar hy maak ons ook nuwe mense. Volgende vers. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, wat vir Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So ons is nou kinders van God. Almal wat in Jesus is kinders van God. Volgende vers sê dit ook. Kyk, watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. So ons is kinders van die God van die heelal. En hoekom? Want Jesus het die grootste geskenk vir ons gegee. En dan die volgende en laaste vers sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. So ons was in die duisternis gewees en Jesus het ons na die lig toe gebring. Ons is nie meer in die koninkryk van duisternis nie. Ons is in die koninkryk van lig en ons is nou deel van God se familie. En hier is die belangrike ding van vanoggend se gedeelte. Ons is nou deel van God se familie en ons elkeen het 'n baie belangrike en unieke rol om te speel in God se familie. Wat is jou doel wat is jou doel? Hoekom het God jou gemaak? Hy het jou gemaak omdat hy het jou gemaak en het 'n belangrike rol om te speel in sy familie. Jy het 'n spesifieke doel in God se familie en sy koninkryk en hy het jou uniek gemaak vir daai doel. En ook, nie net dit nie, hy het jou presies gegee wat jy nodig het. Hy het jou presies gegee wat jy nodig het om jou unieke rol te vervul. So jy hoef nooit te dink, yes, ek kan nie doen wat God wil hê ek moet doen nie. Nee, hy het presies vir jou gegee wat jy nodig het om jou rol in die familie te vul. So kom ons lees saam vandag se teksgedeelte. Ek gaan Romeine 12 vers 1 en 2 ook lees, want dit gaan saam met ons gedeelte vandag. Ek weet ons het dit laasweek gedoen, maar dit is 'n belangrike gedeelte om in konteks saam met ons hele gedeelte vanoggend te lees. Romeine 12 vers 1 tot 8. Paulus sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is.
Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan vandag se gedeelte, daai was laasweek, vandag se gedeelte, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. So daai was 'n mond vol. Maar die hoofidee, die hoofpunt van vanoggend is, ons almal wat in God se familie is, ons almal wat deel van God se familie gemaak is, het gawes ontvang van die Here om te gebruik vir die opbou van die liggaam, die opbou van mekaar en die verheerliking van Jesus. Dis die hoofidee, maar voor ons verder en teruggaan na die teksgedeelte toe, kan ek sien, julle kyk na hierdie geskenke. So ons gaan eers vir julle sê wat hier aangaan. Okay. So ek nodig 5 van julle wat kom om 'n geskenk te kry. Ek het vir Silita gesê, sy kan die perse kom kry. Hanna, jy moet kom. Hoe moet ek kies? Okay, ek gaan my oë toemaak en ek gaan Inkie Pinkie Ponkie, okay? Inkie Pinkie Ponkie, daar is dankie, Inkie Pinkie Ponkie, pie. Okay, Leila, kom jy? Jy ook, ons nodig nog 2. Okay, Piet of Philip Ching Chong Cha. Hanna, jy is klaar op, kom. Okay, kom, almal is, ons is 5. Ek jammer, maar daar's 'n catch. Vir hulle wat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daar is 'n catch, so, wag, ek weet julle, almal wil nou ook die geskenke kry, maar wag, daar's 'n catch, okay? Maar voor ek die geskenke vir julle gee, ek wil hê julle moet dink, hierdie is geskenke van God. So ek wil hê julle moet dink, as ek nou hierdie vir julle gee, binnein is dit al die gawes en talente en alles wat God vir julle gegee het. Okay, so dit is die simbool, die geskenke is 'n simbool vir dit. Maar kom ons gee vir julle eers. Silita, ek het vir gesê ek sal vir die perse gee. Hierso. Dis nog nie Kersfees nie. Piet, gee my raai ene terug. Ek sê maar vir jou. Is waar nou, wat sien jy? Die grote. Hierso. Okay. Okay. So, ek het gesê daar's 'n catch met die persente, nê? 2 goed. Die eerste ding is, ek wil nie hê julle moet ooit jou gawes, jou talente wat jy ontvang het vergelyk met iemand langs jou nie. Weet jy hoekom? Want jou ma sal vir jou sê, dit lyk dalk of hierdie boksie kleiner is, maar hy het baie keer dieselfde waarde, as nie baie meer waarde, as die ander groter boksie nie. Hanna, ek sê nie hierdie boksie het minder waarde nie. Maar moenie jou boksie vergelyk nie. Selfs met, as ons dink aan God, wat vir ons almal verskillende gawes gegee het en talente gegee het, hy het ons uniek gemaak vir 'n spesifieke plan vir sy koninkryk, en wat hy vir ons gegee het, is presies hoe hy dit wou hê. En ons hoef nie links en regs van ons te kyk en te dink, hierdie persoon het dalk meer gawes of groter gawes as ek nie. Dit is nie so nie. God het vir ons presies gegee wat hy wil hê ons moet hê. Kyk na hierdie beeld op die bord. Is daai swaar? Is hy leeg? Ek dink dit is iets maar. Kyk na hierdie beeld op die bord. Net soos wat God ons elkeen anders gemaak het, het God ook diere anders gemaak, né? So die olifant en die vis en die bobbejaan en die hond, hulle almal het verskillende funksies. Maar as ons nou 'n kompetisie gaan hê en ons gaan sê, okay, klim daai boom en wie ook al eerste bo is, het die meeste en beste talente, dan gaan dit die bobbejaan wees, né? Maar God het nie
ons so gemaak nie. God het nie vir die olifant gemaak om op die boom te kan klim nie. Hy het ook nie die vis gemaak om daar op te kan klim nie. Die vis kan nie. Maar net so het God ook nie die bobbejaan gemaak om te kan swem nie. So vang julle wat ek probeer sê, ons elkeen het 'n unieke sterkpunt van God af gekry en God het ons almal uniek gemaak vir die doel wat hy ons voor geroep het. So moenie links en regs kyk en wonder of iemand meer talente of gawes as jy het nie. God het vir jou gegee presies wat jy nodig het om sy doel te verrig. Maar okay, ek het gesê daar's 'n catch gewees, want hier is die catch en ek weet nie of julle so gelukkig gaan wees nou nie. Okay, hier's die catch. Ons geskenke, ons gawes wat ons van God ontvang, is nie vir onsself nie. Dit is nie vir onsself nie. Ons geskenke is sodat ons vir God se naam groot kan maak en ander mense liefde kan hê. So as Christene, alles wat ons voorgegee is nie vir onsself nie, dis vir God en vir ander mense. So, ek gaan vir julle vra, en ek weet dit gaan moeilik wees, Hanna. Ek weet dit gaan nou moeilik wees. Maar gaan gee julle geskenke vir iemand. En as jy nie kan kies tussen jou broers of vriende nie, gaan gee dit vir julle ouers, as dit die maklikste is, maar gaan kies iemand om dit vir te gee. Is al die geskenke uitgedeel. Okay. Ek sien hulle het 'n inside plan hier so. Okay, nou gaan julle dalk die vraag vra. Nou Anna, nou gaan jy die vraag vra. Hoekom is my geskenk nie vir my nie? Hoekom is die geskenke en gawes wat God vir my gee het, hoekom is dit nie vir my nie? En Paulus sê vir ons in vers 1 en 2 die rede. Hy sê vir ons, want as Christene, wat deel is van 'n nuwe familie, ons is gekoop deur Jesus se bloed, ons is deel van 'n hele familie, ons behoort nie meer aan onsself nie, ons is nou Jesus se, wat vir ons lief gehad het en vir ons gesterf het. So as gevolg van dit, as gevolg van God se groot genade, gee julle self nou oor as lewendige offers. Ons is nie onsself nie, ons is Jesus se. So alles wat ons het, is om hom te verheerlik en vir hom te lewe. Kyk wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Dit sê, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. So Paulus sê, ons is nie onsself se nie, ons is Jesus se. En dis hoekom hy ook die volgende woorde kan sê in Filippense. Sê Paulus die volgende woorde, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Hoekom kan hy dit sê? Want ons is nuwe skepsels, ons is God se, en as gevolg van Jesus se groot genade, pleit Paulus met ons, gee jouself oor as 'n lewendige offer, wat vir God aanneemlik is. En ek wil hierdie ook net sê, dit is nie normaal nie. Vir ons wêreld is dit nie normaal om meer aan God se glorie te dink en ander mense te dink as ons self nie. Dit is nie normaal nie. Dis hoekom Paulus sê, vernie julle denke. Laat God julle denke hernie. Want dit is iets wat ons konstant moet onthou, dat die wêreld nie om my draai nie. Het julle al ooit dit gehoor? Wie het al gehoor, die wêreld draai nie om jou nie? Het julle, het jy gehoor al, Anna? Ek weet jy paat al dit vir gesê, ja. So, die wêreld draai nie om ons nie. Die wêreld draai, en dit is baie goeie nuus. Dit is baie goeie nuus dat die wêreld nie om my draai nie, want dit draai om iemand baie meer awesome en baie meer ongelooflik, en dis Jesus, die koning van die heelal. Maar ons vergeet dit. Baie keer vergeet ons dit, en ons nodig God se woord om ons te herinner waar die lewe gaan, en om wie die wêreld draai, want dit draai nie om ons nie. Ons nodig God se genade, sy Heilige Gees, wat nie net ons red van ons sonde nie, maar ook ons red van onsself, van ons selfsugtigheid. Want dit is net die Heilige Gees wat ons harte kan verander, om te besef, it's not about me. So, dieselfde genade wat ons red, is ook die genade wat ons elke dag verlos van onsself. En hierdie wil ek ook noem, ek dink, dit is een van die grootste bewyse dat Christendom waar is. Daar is baie redes, jy hoef nooit bang te wees vir moeilike vrae oor Christendom nie, inteendeel, God is nie bang vir julle moeilike vrae nie, maar daar is soveel redes om te glo dat Christendom waar is en dat Jesus is wie hy gesê het hy is, maar ek dink een van die grootste redes is hierdie, en dit is dat God mense verander, hulle harte verander, van mense wat
net dink aan hulle self en net vir hulle self lewe, wat nou draai en besef, dit gaan oor God, dit gaan nie oor hulle self nie. Daai is 'n wonderwerk. Daai is 'n wonderwerk. Daai gebeur nie net uit ons vlees nie, daai gebeur nie van self nie. Net God kan ons harte breek en ons oë oopmaak om te besef, it's not about me. Daai is die grootste wonderwerk. Duisende mense, miljoene mense in die geskiedenis wat hulle lewens afgelê het vir Jesus, omdat hulle besef het, ons is gemaak vir hom. En daai is 'n wonderwerk en daai is die grootste, vir my, een van die grootste bewyse dat Christendom waar is, mense se lewens wat verander word. En hier is die ongelooflike ding. Hier is die ongelooflike, jy dink dalk, ja. Nie nou nie. Ek gaan na die tyd, okay, want daar gaan ook trauma wees, daar's niks, ja. Ons gaan, na die tyd gaan ons alles oopmaak. Okay, almal wat 'n geskenk het, ek wil met julle praat, so almal wat 'n geskenk het, kom kry my hier voor nou, right, ons kan hom nou oopmaak. Waar was ek? So hier is die ongelooflike ding, nee, jy kan nou dink en jy sit, Jessie, as niks om my gaan nie, hoe kan ek die lewe geniet, as niks oor my gaan nie? Maar hier is die ding, God het ons gemaak om vir hom te lewe, vir sy glorie. God het ons gemaak om sy naam groot te maak en ander mense lief te hê. En as ons so lewe, dan gaan ons die meeste vreugde hê wat ons moontlik kan hê. Want dit is letterlik hoe God ons gemaak het. God het ons nie gemaak om net die hele tyd aan onsself te dink en vir ons eie glorie te lewe nie. Hy het ons gemaak om vir hom te lewe en as ons so lewe, gaan ons die meeste geluk hê. Wie weet wat is vreugde in Engels? Peace. Dis 'n goeie een, maar nee, nie die een wat ek versoek nie. Joy. Okay, wie van julle, wat het ons gesing nou? Joy. Ek gaan nie anders sing nie. Wat het ons gesing nou? Joy, nee? Ons het gesing oor joy. Wie wil joy hê? Wie wil geluk hê? Wie wil vreugde hê? Ons almal. En die vraag is, hoe kan ons vreugde hê? En die Bybel praat van vreugde wat jy kan hê, al gaan dit nie goed met jou nie. Al is jy op 'n plek waar jou omstandighede dit vir jou moeilik maak om die lewe te geniet, sê die Bybel, ons kan nog steeds vreugde hê, ten spyte van wat om ons aangaan, en ten spyte van hoe dit met ons gaan, kan ons nog steeds vreugde hê, en die vraag is hoe? My afrigter het een keer, my tennisafrigter in Amerika het een keer in 'n span praatjie vir ons gesê, as ons joy wil hê, moet ons die volgende aan dink, nee? Hierdie is nie die akroniem vir joy nie, maar dit is 'n lekker akroniem aan te dink. So kyk, joy, nee, staan vir Jesus, others, yourself. So hy het vir ons gesê, as ons joy wil hê, moet ons eerste ons oë op Jesus sit, tweede ander mense lief hê en laastens op onsself. Dis wat Paulus ook gesê het, moenie eers aan ander mense dink, moenie aan jouself dink nie, ander mense hoor en don't only Engels, moenie net aan jou eie belange dink nie, dink ook aan die belange van ander mense. So as jy wil geluk hê, as jy wil joy hê, wat jou hele lewe hou jou oë eers op Jesus, dan ander mense, dan jouself, want dis hoe God ons gemaak het. Dit is hoe hy ons gemaak het. Want dis die ding, ons lewe in 'n tyd waar baie mense baie hartseer is, en baie mense kry swaar en het depressie, en die lewe is ongelooflik hartseer vir baie mense, en dit is so, ons lewe in 'n gebroke wêreld, en daar is pyn, en daar is seer, en ons sien uit wanneer Jesus weer terugkom, waar daar geen meer pyn en trane is nie, maar tot dan is dit die realiteit wat ons in lewe, maar ons kan vreugde hê, ons hoef nie in depressie of in hartseer te lewe nie. Die probleem is, die wêreld en baie mense fokus so op hulle self, en ek dink dit is een van die grootste redes hoekom daar so baie depressie is. Ons is so gefokus op onsself, en ons is so bekommerd oor ons eie lewe, en ons vergeet vir wat ons eintlik gemaak is voor, en dis vir God en ander mense. So as jy die hele tyd op jouself fokus, dan kan jy nie verwag om vreugde te hê nie. Hoekom nie? Want om vreugde te hê, moet jy Jesus eers sit, ander mense dan jouself. Ons kan nie verwag om vreugde te hê as ons die hele tyd so selfgesentreerd is nie. God het ons nie so gemaak nie. En ek wil dit ook net sê, daar is twee liefdes. Daar is twee liefdes in hierdie wêreld. Liefde vir God en liefde vir self.
As jy jou lewe baseer op 'n liefde vir God, gaan dit na lewe toe lei en joy toe lei. As jy liefde vir self gaan hê en dit gaan oor jou gaan, dan gaan jou lewe na dood toe lei. Daar's twee liefdes, liefde vir self en liefde vir God. En my lewe kan dit getuig, selfs nou in die bediening. As ek myself vind en ek begin baie aan myself te dink en my eie koninkrykie, dan begin ek baie ongelukkig te raak. Maar as ek my oë van myself afhaal en ek sit dit op Jesus vir wat ek voor gemaak is, dan ewe skielik verander my gemoedstoestand en ek het weer 'n purpose, 'n doel, 'n joy wat daar nie is as ek op myself gefokus is die hele tyd nie. Is julle nog by my? Ons gaan nou by die teksgedeelte uitkom, ons gaan vinnig daar deur hardloop. Bly by my Anna, ons is amper daar, dan kan ons julle geskenke oopmaak en ons gaan net gou vinnig deur die teksgedeelte saam gaan. Lees saam Romeine 12 vers 3, dit sal op die bord wees. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. So wat Paulus hier probeer sê is, moet nie meer van jouself dink as wat ons moet nie. So, ons het niks om op te roem nie, alles wat ons het, elke liewe ding wat ons het, ons gawes, ons talente, alles is van God af. So ons het niks om op te roem nie, maar baie om voor dankbaar te wees, want ons besef, alles is van hom af, alles is van hom af. So dis die punt wat Paulus probeer maak, ons het niks om op te roem nie, maar baie om oor dankbaar te wees. Maar hier is ook die ding, ons moet nie te veel van onsself dink nie, maar God wil ook nie ons met te min van onsself dink nie. Wat bedoel ek met dit? Jesus gee vir ons presies wat ons nodig het om te doen wat hy wil hê ons moet doen in sy koninkryk. So ons kan dit doen, ons kan doen wat hy ons geroep het, want hy gee ons die krag. Maar weer eens, dis alles genade en dis uit sy hand uit. C.S. Lewis sê 'n mooi ding oor nederigheid. Hy praat so 'n bietjie van nederigheid. Ja, C.S. Lewis sê, humility, nederigheid, isn't thinking less of yourself. It is thinking about yourself less. So nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, dis net om oor jouself minder te dink. En dis wat ons nou net gesê het, as jy dit doen, dan is daar joy, dan is daar lewe. Dan die volgende vers. Vers 4 sê, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. So wat Paulus hier doen is hy gebruik 'n illustrasie van die menslike liggaam. En hy sê net soos wat, jy kan na die beeld toe gaan, Arten asseblief, net soos wat elke liewe deel net soos elke deel, elke part van ons liggaam 'n funksie het, vir ons liggaam om te funksioneer, soos God dit gemaak het om te funksioneer, so ook met die kerk. Piet, weet jy dat Jesus sê, ons is sy liggaam, ons wat deel is van God se familie, is Jesus se liggaam. So net soos wat elke liggaam funksie belangrik is ons elkeen se funksie in die kerk belangrik vir God se koninkryk. Dat God se koninkryk en sy kerk funksioneer soos wat hy dit gemaak het om te funksioneer. Soos elkeen se gawes wat hy vir ons gee belangrik in die liggaam. Dit is eintlik ongelooflik as ons dink aan hoe God ons liggaam design het. As jy dink aan jou oë, ons vingerafdrukke, die feit dat ons kan asemhaal, alles is so perfek. As daar een van hierdie organe in my liggaam nie is nie, dan gaan ek nie kan lewe nie. Ek gaan nie kan funksioneer soos ek moet nie. En presies so gebruik Paulus die illustrasie om te sê, ons almal as kinders van die Here het 'n doel, het 'n purpose, om ons gawes te gebruik vir sy glorie en sy koninkryk. Okay, so ons elkeen se funksie is belangrik. 1 Korintiërs 12 vers 14 sê die volgende, as die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. So dink gou aan, wat as ons almal ons het net ore gehad? Ons het nie oë gehad nie, ek sou nie nou kon praat nie, ek sou niks kon sien nie, ek sou niks kon doen nie. So dankie tog,
alles op ons liggaam is nie net ore nie, of alles is nie net hande nie. Ons het oë, ons het hande, alles het verskillende funksies. En selfs ons tong, dit is dalk die kleinste part, liggaamsdeel in ons liggaam, maar dit het een van die belangrikste rolle. Okay, so dink so daaraan as jy dink aan God se gawes en jou funksie in die liggaam. Ons elkeen het 'n unieke en belangrike rol om te gebruik vir sy koninkryk. Dan wil ek net hier iets sê. Baie mense sal sê, het julle al dit gehoor? Waar is God? Hoekom doen God niks in hierdie wêreld wat so gebroken is en al die swaar kry? Hoekom doen God niks nie? En ek gaan vir julle vandag sê, God doen baie. God doen baie en hy doen dit deur sy liggaam. God doen dit deur sy liggaam. Die Nuwe Testament sê, ons wat God se kinders is Jesus se hande en voete. Ons is Jesus se hande en voete. So hy doen sy werk, hy bou sy koninkryk deur sy liggaam. So God is besig om te werk. Die vraag is nie, doen God enige iets nie. Die vraag is jy deel van wat hy doen? Is jy deel van wat hy doen? Is jy in die funksie wat hy vir jou gegee het in die liggaam? Ons lewe in 'n tyd wat, ek weet nie of julle weet wat consumerism is nie, Hanna. Weet jy wat consumerism is? Ja, dit is 'n groot woord. Ons lewe in 'n tyd van consumerism, waar mense in die kerk, baie mense nie almal nie, baie mense dink, dit gaan oor, wat kan die kerk vir my gee? Wat kan julle vir my gee? En kom hier in, en dink alles gaan oor my, in steede van om te besef, God het elke een van ons unieke gawes gegee, elke liewe een wat hier sit, om vir sy koninkryk te gebruik. En die vraag wat ons vra is, hoe kan ons dien? Hoe kan ons deel raak van die groter prentjie wat God mee besig is, in steede van net die hele tyd, wat kan ek kry? Wat kan ek kry uit? Nee, ons is deel van die liggaam van Christus, en ons elkeen het 'n belangrike funksie. En ons moet die Heilige Gees vra om ons harte te verander, dat ons besef, dat ons deel raak van die span, deel raak van die familie, en vir hom lewe, en besef, it's not about me. Dis weer eens genade, die woord wat ons herinner. Okay, dan, ons is by die laaste vers. Ons is laaste 2 verse. Hier praat Paulus van die verskillende gawes. Hierdie is nou gawes van die Gees. Julle kan vir julle ouers vra, daar's nog gawes in 1 Korintiërs 12 tot 14 en in Efesiërs, maar hier praat Paulus van 'n paar gawes. Hy mis gasvryheid en administrasie uit. Dit is 2 wat ek so 'n paar jaar terug uitgevind het wat gawes is, geestelike gawes. Dit is nogal interessant, gasvryheid en administrasie. Maar hier gee Paulus nou 'n lys van 'n paar geestelike gawes. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Profesie is om God se woord te verkondig en mense tot bekering te roep en dit te doen op 'n manier wat ooreenstem met die Bybel. Okay, dit is basically wat profesie is. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. So 2 goed oor die gawes. Eerstens, die gawes, soos ons vanoggend gesê het, met die persente wat 'n illustrasie is, dis 'n simbool van ons gawes. Dit is nie vir onsself nie. Dit is vir die opbou van die kerk en die verheerliking van Jesus. Dit is wat ons gawes voor is. En dan die tweede ding, dit vloei uit ons verhouding met die Here. Dit vloei uit ons liefde vir Jesus. So ons wil nie fokus om al hierdie aksies te doen, omdat ons nou wil hê ander mense moet sien, ons doen nou hierdie oulike goed nie. Ons wil vir Jesus lief wees en hom volg, en soos ons na hom kyk en hom volg, gaan hierdie goed natuurlik gebeur. So ons hart, hoekom ons doen wat ons doen is belangrik. Ons doen dit uit 'n hart vir ons liefde vir Jesus, nie oor die gawe self nie. Ons wil vir Jesus verheerlik en die kerk opbou. Okay, dan die laaste ding. Hoe weet jy wat jou gawe is? Hoe weet jy wat jou gawe is? Ek wil begin deur te sê, dit is nie net een van daai nie. En as jy nog aan 'n ander plek in die Bybel lees van die gawes, dit is nie net een van daai nie. Die Here het vir ons almal 'n verskillende hoeveelheid van elkeen gegee in 'n sens. As jy so daarom kyk dan hierdie beeld kan dalk help. Ons almal het 'n kombinasie van alles. Party mense het so 'n bietjie meer die gawe om mense te kan leer. Party mense het
julle vang wat ek probeer sê. Almal het 'n bietjie van alles. So moenie nou dink, okay, jy sê ek dink ek het die gawe van gee, maar so dis net my gawe, so ek hoef nie gasvry te wees nie. Nee, die Bybel roep ons almal om gasvry te wees. So dis 'n kombinasie van alles, dis nie net een nie. Dis die eerste ding wat ek wil sê oor die gawes. Die tweede ding is, nee, nog nie die tweede ding nie, nog die eerste ding, okay. Hierdie gawes sluit nie net in die geestelike gawes nie. Dit sluit in ons talente vir rugby of kultuur of wat ook al dit mag wees. Dit sluit in ons God gegewe talente en ons ervarings en weer eens nou ons geestelike gawes. Dit sluit alles in. Dit sluit alles in en so het God vir ons presies gegee wat ons nodig het om sy unieke rol te vul. En dan, hoe weet jy wat jou gawe is? Hoe weet jy wat jou gawes is? Moet nie fokus om jou gawe te probeer ontdek nie. Wees 'n heilige offer vir Jesus. Wees lief vir Jesus. En soos jy fokus dit is, gaan dit duidelik word wat jou gawes is. Soos jy heilige offer is aan Jesus, soos wat jy jou lewe vir hom lewe, gaan dit begin duidelik raak vir jou en vir die mense om jou wat jou gawes is. En as jy iemand sien, ek onthou in ons span daar by die tennis, een van ons ouens was ongelooflik diensbaar. Hy het altyd gehelp, hy het altyd ons rondgry. Hy was baie diensbaar en dan kan jy vir die persoon sê, "Jesus, die Here gebruik jou regtig in hierdie." So ons kan mekaar help in dit ook, om vir mekaar te sê, "Ek kan sien hoe die Here jou gebruik hierso." Maar moenie fokus op die gawes nie, fokus om 'n heilige offer vir Jesus te wees en hom lief te hê. Dan gaan dit duidelik word. En soos dit duidelik word, lewe in dit, gebruik dit vir God se glorie, nie jou eie nie. Moenie, die Bybel sê, moenie dit onderdruk nie. Soos God het dit vir jou gegee, hy wil jou gebruik, lewe in dit. Okay, ons is by die strikkies. Ek wil hê voordat ons almal uitstap hier vanoggend, waar's Hanna heen? Okay, ons sal vir Hanna 'n stukkie nou gebied, jy onthou om vir Hanna die stukkie te gee. Die strikkies, voordat julle uitgaan wil ek hê julle moet dink aan dat ons elkeen is 'n geskenk. Ons elkeen is 'n geskenk aan iemand anders. Okay, so asseblief vra die persoon langs jou om jou strikkie om jou hand vas te maak soos 'n strikkie, soos 'n veter. Okay, vra die persoon langs jou. Wie gaan myne doen? Het julle julle strikkies? Okay, dankie. Dankie, sorry. Selita. Waar is julle strikkies? Okay, jou ma sal dit opsit. As dit moeilik is, kan julle moet net onthou om dit eventually op te sit, maar as dit moeilik is, moenie nou worry nie. Ek wil hê voordat julle almal uitstap vanoggend, dat hierdie 'n simbool sal wees dat julle onthou dat ons elkeen 'n geskenk is van die Here vir iemand anders en dat ons besef as ons daai mindset het oor die lewe, dat ons geskenke is vir ander mense en dat ons God se naam groot kan maak, dan gaan ons geluk hê, dan gaan ons vreugde hê, dan gaan ons in die doel lewe wat God vir ons gemaak, hoe God ons gemaak het. Soos julle uitgaan vanoggend, onthou dit, ons is almal geskenke vir ander mense en dis hoe die Here ons gemaak het. Okay. Kyk, ons sluit die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie Here vir die grootste geskenk wat ons ooit voor kon vra en wat ons glad nie verdien, Here, dat U enigste seun gestuur het om op 'n kruis dood te gaan en te suffer vir ons sondes, Here, dat U die perfekte lewe gelewe het wat ons nie kan lewe nie en dat U deur die Gees ons harte verander om te besef die wêreld draai nie om ons nie, maar om iemand baie meer ongelooflik en amazing en dit is Jesus, die koning van die heelal. Here, help ons vanoggend om te besef dat om vir U te lewe is waar fullness of joy is, waar vreugde is, Here, en nêrens anders nie. Die wêreld is hartseer en depressief, Here, want ons is so ingestel op onsself. Help ons om te sien dat daar lewe net in U is en daar net lewe is om te lewe vir wat U ons gemaak het, Here. Dankie dat U ons 'n unieke plan gegee het vir ons lewe. Dankie dat U vir ons gee
wat ons nodig het om daai plan in U koninkryk in te lewe, Here. En ons is net dankbaar dat ons U naam kan groot maak weer vanoggend en kan onthou waar ons gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.